Ek moet sê dat terwyl ek die boodskap voorberei het, toe ek die teks sien en ek het 'n redelike idee gewoonlik wat die volgende teks is, maar terwyl ek dit lees, toe besef ek, Here, wat wil jy sê op Goeie Vrydag rondom hierdie teks? Het ek 'n fout gemaak? Ongelooflike gedeelte. Kom ons kyk dan na 1 Timoteus 5, ons gaan lees van vers 17, ons het gekyk in die afgelope tyd na die weduwee. Die weduwee in die kerk, wie kan 'n weduwee wees? Wat is die vereistes van 'n weduwee? En dat die kerk dan vir 'n weduwee wat hierdie vereistes nakom, ook moet na kyk en voorsiening moet maak voor dit. 1 Timoteus 5, ons gaan lees van vers 17 af. Kom ons buig net ons hoofde saam. Here, ons het U Gees nodig om ons harte ontvanklik te maak. Here, U weet, ons kan hierdie gedeelte lees tot ons blou in die gesig is. As dit nie U Gees is wat vir ons ontvanklik maak, wat dooies lewendig maak nie, sal ons nooit die woord kan verstaan. Vanmôre is dit ons begeerte, Here. Die diensknegt en die diensmaagd se begeerte is, Here, dat U sal praat. En dat elkeen van ons, as ons hier sal uitstap, sal sê, het ons nie vandag opgewonde geraak, toe ons sy stem gehoor het. Dis die gebed van ons hart. Amen. 1 Timoteus 5 vers 17. Laat die ouderlinge, wat goed leiding gee, dubbele eer ontvang, veral diegene wat hard werk aan woordverkondiging en onderrig. Want die skrif sê, jy mag 'n bees wat graan trap, nie mylband nie, en 'n arbeider is sy loon werd. Sondag gaan ons kyk oor hoe belangrik dit is, hoe jy hierdie persoon ook, as hy verkeerd doen of sonde doen, hoe sterk hy ook moet aangespreek word. So dis Sondag se gedeelte, en ek beloof vir jou, dit het so te maak oor die lewende God, en wat hy doen in ons lewens. Hoekom is hierdie gedeelte in 1 Timoteus 5 van die ouderling net na die weduwee? En die rede daarvoor is dat net soos daar voorsiening moet maak word en versorging moet wees vir die weduwee, so moet daar ook versorging wees vir die ouderling en 'n bepaalde ouderling wat in hierdie gedeelte baie duidelik na vore kom. Weet jy wat interessant? Leierskap in die Ou Testament. As ons na leierskap in die Ou Testament gaan kyk, en jy kyk na baie leiers in die Ou Testament, dan kom jy agter as jy na die Nuwe Testamentiese standaard kyk. En jy kyk wat dit beteken om 'n ouderling te wees. Wat was die standaard van 'n ouderling? Wat moes 'n ouderling alles nagekom het? Dan kom jy agter dat die meerderheid Ou Testamentiese figure sou nooit ouderlinge kon gewees het. En een van die goedes wat ons al vir mekaar gesels het, net byvoorbeeld rondom kinders. Hulle kinders moet gelowig wees, hulle kinders moet getrou wees, hulle kinders moet toegewyd wees. Net om daai vereiste te stel, beteken dat die meerderheid Ou Testamentiese figure sou nooit ouderling kon gewees het. En ek moet sê, vandag, in die meerderheid predikante moet ook die ouderlinge wees. Want hulle kinders is in chaos. Okay. So, daar's bepaalde standaarde wat die Bybel sê, dit is hoe dit lyk. En dit lyk so omdat wie dit bepaal het? God het bepaal het. Die grootste aanval in die kerk van die Here Jesus Christus is baie keer rakende die leierskap in die kerk. Hoe baie keer hoor jy oor die televisie of jy lees 'n berig van 'n predikant wat geval het? 'n Predikant wat sonde gedoen het, en ewe skielik begin die wêreld vir jou te sê, ja, kyk, julle mense, wat sê julle is so wonderlik, julle lewe vir die Here, kyk wat julle doen, julle is in die geheim nie dieselfde. Wat 'n aanklag is dit nie teen die kerk van die Here Jesus Christus nie, en daarom sê die Bybel, die standaard is hoog, die standaard is hoog. In hierdie gedeelte kom ons nou by die ouderling. En daar word gesê dat hierdie ouderling is belangrik dat aan hom eer moet bewys word. En jy vra vir my, Johan, is dit nie iets wat jy moet nou iemand anders te vra om te preek nou? En kom ek sê vir jou, wie was die interessante? Die interessante is, die eerbewys aan die persoon het te maak met wat? Het te maak met sy verkondiging van die
woord, jy gaan Sondag sien. As hy nie die woordverkondiging nie, moet hom asseblief nie eer bewys nie. So baie keer ek onthou as 'n kind, dan sal 'n predikant droog maak. En dan sal iemand sê, maar jy moet asseblief nie aan die gesalfde van die Here raak. En dink myself, as hy sonde doen, is hy in die moeilikheid. Want die Bybel is baie duidelik, dis hoe dit hanteer moet word. En hoe weet ek hy's 'n gesalfde? Dis alleenlik deur sy verkondiging en sy leefwyse wat in ooreenstemming is met die woord van God. Met die woord van God. Nou, hoekom is dit belangrik dat eer bewys moet word aan hom? En dit het alles te maak met jou. As jy nie eer bewys aan die persoon wat die woord verkondig nie, en onthou, nou het dit nie te maak oor, hierdie persoon wat die woord verkondig, hy is op hierdie wonderlike pedestal, en hy is so 'n belangrike figuur nie. Nee, hy is nie. Dit gaan oor die woord wat hy verkondig, moet ek in alles eer. Ek moet eer bewys staan. Ek moet sê, Here, dankie vir iemand wat die woord verkondig. Maar die eerbewys gaan rondom die woord wat verkondig word. Hoekom is dit belangrik? Dit is belangrik vir my. Vir jou as kind van die Here is dit belangrik om eer te bewys rondom iemand wat die woord verkondig. Waarom? Want as jy nie respek het nie, as jy nie respek het vir die persoon wat die woord verkondig nie, gaan kry vir jou aan 'n kerk. Waarom? Want jy gaan nie luister nie. Jy gaan nie luister nie. Daai persoon wat daar voor staan, wat die woord verkondig, gaan preek tot hy blou in die gesig is, en jy gaan allerhande redes kry om nie te luister nie. Hoekom? Want jy het nie respek nie. Jy het nie eer nie. Die oomblik as jy eer het en sê, hoorie, hierdie persoon werk met die woord van die Here, wat gaan jy doen? Jy gaan luister na wat hy sê. Jy gaan luister wat die woord sê. Wat gebeur as hy nie sê wat die woord sê? Wel, dit gaan ons by Sondag. Maar nou praat ons oor iemand wat wel die woord leer. Dis net so belangrik vir jou kinders. Baie mense het nie respek vir die persoon wat daar voor preek nie, en dan kom hulle by die huis, sê hulle, ja nee, ek weet daarmee lekker of ek saam met Johan stem nie. Wie sit almal by daai tafel? Jou kinders. En hulle sit daar. En as jy sê, ek weet nie of ek lekker saam met Johan vanmôre stem nie, wat sê hulle? So jy kan besluit wat jy mee saamstem en wat jy nie mee saamstem. Kan jy sien hoe gevaarlik dit is? So wat gaan daai generasie gebeur? Daai generasie gaan sê, ek kan kies waarvan ek hou in die woord van God. As ek van 'n sekere gedeelte nie hou nie, trek ek 'n streep daardeur en 'n ander gedeelte hou ek van. Hebreërs 13 vers 7 sê die volgende: Hou altyd julle leiers in gedagte, die wat die woord van God aan julle verkondig het. Gee ag op die uiteinde van hulle lewensloop en neem hulle geloof as voorbeeld. Neem hulle geloof as voorbeeld. Dis wat Paulus sê. Paulus sê, volg my. Was Paulus arrogant as hy gesê het, hoorie, volg my? Nee, hoekom kom Paulus sê, volg my? Van Paulus volg Jesus Christus. Dis een van die vereistes. Een van die vereistes is, ek moet die geestelike leier kan volg. As jy 'n geestelike leier het en jy sê vir jouself, ek kan nie jou volg nie. Die manier hoe hy sy kinders grootmaak, die manier hoe hy sy vrou hanteer, ek kan hom nie volg nie. Moet hom dan nie volg nie. Kry vir jou aan 'n kerk. En alles moet ons hou by die woord van God. As ons praat oor ouderlinge, praat ons oor ouderlinge volgens die woord van God. Timoteus was so duidelik daaroor. Timoteus sê hoor hierso, hier is die vereistes van 'n ouderling. En hy sal sê, 'n vrou kan nie 'n ouderling wees nie. So jy kan vir my sê, Johan, ons lewe in 'n nuwe tyd, ek gee nie om nie. Die Bybel sê 'n vrou kan nie 'n ouderling wees nie. En as jy 'n predikant het wat 'n vrou is, het jy nie 'n predikant nie. Dis die probleem. Hoekom? Want ons hou by wat die woord van God vir ons sê. Ons verander nie. Jy hou wat die God vir jou sê, raken die ouderling. Hoe lyk hy? En daarom sê hy, hou hulle as voorbeeld, vers 7 van Hebreërs 13. Vers 17 sê, wees gehoorsaam en onderdanig aan julle leiers, want hulle waak oor julle siele
Elke Sondag hoor jy die evangelie van Jesus Christus. Wat gebeur? Dan word oor jou siel gewaak. Wie van jy het al 'n Sondag, kom jy na die kerk toe, en jy kom sit, en dan hoor jy die preek, en na die tyd sê jy, ek wonder hoe het Johan geweet wat aangaan in my huis. Is dit nie so nie? Wie het geweet wat aangaan? God het geweet, die Heilige Gees het geweet. En daarom is dit so belangrik dat ek kom sit en sê, Here, U gaan vanmôre met my praat, en U gaan nou 'n instrumentjie gebruik. Dit is wat in die tempel gebeur het. In die tempel het gebeur, daar was 'n vurk gemaak deur die persoon wat die messe en alles gemaak het. Hy het dit gemaak. En dan het hy die messe gemaak en die vurke gemaak. En baie van daai mense het na die huise toe gegaan en is as mense gebruik. En baie van die mense in vurke het waarheen gegaan? Tempel toe. Was daar al verskil tussen die mense en die vurk wat na die huis toe gaan en die mense in die vurk wat na die tempel toe gaan? Nee. Wat het gebeur met die vurke en die mense wat tempel toe gaan het? Hulle is deur God geheilig. Dit gaan nooit oor die instrument nie. Kom ons sê weer vir mekaar. God kan 'n donkie gebruik. Dis nooit die instrument nie. Moet nooit dit verkeerd verstaan nie. Dis nooit die instrument nie. Dit het te maak met die woord van God. Daarom sê hy, wees gehoorsaam. Hebreërs 13 vers 17, wees gehoorsaam en onderdanig aan julle leiers, want hulle waak oor julle siele, as diegene wat rekenskap sal moet gee, sodat hulle dit met vreugde kan doen, en nie al sigtend nie, want dit sal vir julle nie goed wees nie. Dit gaan nie vir jou goed wees as ek oor jou sug nie. Dit gaan nie vir jou goed wees. Daar is niks erger vir die persoon wat die woord van God verkondig, om te sien dat mense volhard in sonde nie. Daar's niks meer tragies as mense wat lewe soos wat hulle lewe, maar Sondag maak hulle of hulle in die kerk sit en hulle het hierdie wonderlike lewe wat hulle vir die Here lei. Daar is niks wat jou meer doodmaak as persoon wat die evangelie verkondig, is juist dit nie. Waar is die hartseer in die kerk? Die hartseer in die kerk is rakende mense wat lewe soos wat hulle lewe en bely hulle is kinders van die Here. Dis die hartseer in die kerk. Dit kan nie goed wees nie. Dis nie goed vir jou nie. En moet asseblief nie respek hê soos volg nie. As ek kan stap en ewe skielik gooi jy al jou bierbottels onder die bed in. Dit is niks met respek uit te waai nie. Dit wat ek bereid is om voor Johan te doen, moet ek bereid wees om te doen voor die lewende God, want hy is heeltyd by my. Kan jy dink dat iemand meer respek het vir my as vir die lewende God? Kan jy dink? Gaan mense meer bang is vir my as 'n lewende God, wat by jou wandel, sê jy? Die ouderling het die amp van regeer, hy gaan voort. Iemand wat jy kan volg. Wat is die rolle van hierdie ouderling volgens hierdie teksvers? Hulle het 'n rol van voorsorging, van kyk na mense dat hulle gevoed word. 1 Petrus 5 vers 2. Versorg soos herders die kudde van God in julle midde. Hou toesig, nie uit plig nie. So die herders, hulle moet herders wees van die kudde. Wat beteken dit om 'n herder te wees van die kudde? Dit beteken, jy stap voor, want dis wat gebeur het in die Midde-Ooste. Jy het voorgestap as herder, en die skapies het agterna gekom, mee, en jy stap voor, jy is die herder, waarheen vat jy hulle? Na die beste weiding. Die beste weiding. Jy wil hê hulle moet na die weiding toe kom, die woord van God, en hulle moet eet, laat die sop spat. Dis vir hulle heerlik. Dis vir hulle heerlik om die woord van God. Jy moet daar wees om vir hulle te sê, ek maak hier entoesiasties oor die woord van God, gaan raak stil met die Bybel. En mense wat daar kom sê, wow, is dit nie heerlik nie? Dis wat moet gebeur. Dis wat moet gebeur in ons lewens as ons herders is. Herders wat toesig doen. Toesig, kyk na hulle, versorg hulle. As daar een is wat afgedwaal het, kyk, bring terug. Hy sê nie uit plig nie, maar vrywillig. In ooreenstemming met die wil van God,
nie uit skandelike winsbejag nie, maar geesdriftig. Dan moet hulle arbeid. Die woord hier in die Grieks vir arbeid is 'n woord wat gebruik word om te werk tot uitputting toe. Dis iemand wat werk en kliphard werk. So, die ouderling moet iemand wees wat in alles wat hy doen, moet hy kliphard werk. So sy prediking, sy onderrig, moet hy hard in werk. En iemand wat so is, verdien dubbele eer. Nou die Griekse woord vir eer het te maak, is dieselfde woord wat gebruik word vir betaling en dieselfde woord wat gebruik word vir eer. En ons sal sien dat al twee hierdie woorde, daarom sê hy dubbele eer. En van die apostoliese vaders af het gesê, dubbele eer het te maak met eer rondom betaling en eer rondom eer. En jy sal sien dat al twee gebruik word in hierdie konteks. Al twee word gebruik, as jy na die gedeelte verder kyk. Hy moet iemand wees wat bereid is om te werk, hard te werk. En dan moet hy geëer word. 1 Korintiërs 15 vers 10. Maar deur die genade van God is dit wat ek is. Sy genade aan my was nie vergeefs nie. Trouwens, ek het baie harder gewerk as die ander. Eintlik nie ek nie, maar die genade van God wat in my is. So as dit maak dat die eer en die betaling te maak het met hoe hy werk, die Griekse woord daar, wat weet ons? Het dit te maak oor sy status, dat ons hom eer, of het dit te maak met sy werk? Te maak met sy werk. Te maak met sy werk. So die werk is dit wat geëer word. En nie te maak oor hierdie persoon nie. Hierdie persoon kan droog maak, dan moet hy definitief nie na gekyk word. Galasiërs 4 vers 11. Wat julle betref is ek bevrees dat al my harde arbeid onder julle dalk te vergeefs was. Paulus sê, het was te vergeefs gewees. Hy het hard onder julle gewerk, julle nie geluister nie. Was dit alles te vergeefs? Kolossense 1 sê elke keer dieselfde Griekse woord. Kolossense 1 vers 28. Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, sodat ons elke mens voor God kan stel as volwassene in Christus. Dis die belangrike. Wat wil gebeur met 'n lidmaat? Wat word gebeur met iemand wat 'n kind van die Here is? 'n Kind van die Here begin baie keer as 'n babatjie. En waarna moet hy na toe gaan? As volwassene. As volwassene. Jy kan nie die res van jou lewe 'n babatjie wees nie. Jy moet groei na volwassenheid in jou geestelike lewe. En daarom roep die Bybel op dat daar leiers moet wees wat mense die woord van God moet lei sodat hulle groei in volwassenheid. En dan kom hy by 'n interessante gedeelte as jy kyk in die Bybel. Hy kom by 'n interessante gedeelte. Hy sê 'n os moet jy nie mylband nie. 'n Os mag geen mylband nie. Daai teksgedeelte kom uit Deuteronomium uit. Deuteronomium 25 vers 4. Jy mag 'n os nie mylband as hy graan dors nie. So jy mag hom nie mylband nie. As hy besig om die graan te trap, mag jy hom nie vasgebind het nie. Wat moes gebeur het is, hy moes kon eet van die graan terwyl hy besig was om te oes. Nou, wil ek hê jy moet gou saam met my na 1 Korintiërs 9, saam met my kom kyk. 1 Korintiërs 9. In Korintiërs 9. En vanmôre as ek hierdie preek, dan voel ek myself tuis, want ek weet Paulus het dit gepreek en hy was 'n ouderling. En deur die geskiedenis het ouderlinge dit moes preek. Vers 9. Want in die wet van Moses staan daar geskryf, jy mag 'n bees wat graan trap nie mylband nie. Is God nou besorg oor beeste? So dis baie prakties, is dit nie? Is God besorg oor beeste? Het enigiemand 'n idee dat God besorg is oor beeste? Nee, hy is meer besorg oor mense. En dis waaroor dit gaan. So as jy die hele 1 Korintiërs 9 gaan lees, die hele argument van daai gedeelte was dat Paulus sê, hoor hierso, het ek en Barnabas nie ook rede tot vergoeding nie, dat julle moet vir ons sorg nie. En Paulus se groot pleidooi deur die hele Nuwe Testament, baie van sy briewe, sê hy, hoor hierso, ek sal liewerste skade ly om van julle te vra om dit te doen. Tessalonisense gemeente was die probleem gewees. Mense in Tessalonisense het ophou werk, baie van hulle. Want hulle gesê die Here gaan enige dag kom en dan het hulle opgehou werk.
En Paulus, juis in daai gemeente sê hy, hoor hierso, ek gaan liewste self werk dat julle kan sien dat ek ekstra arbei. Want ek wil nie een van julle moet ophou met werk nie. Maar die standaard is wat? Die standaard is vers 9, want in die wet van Moses staan daar geskryf, jy mag 'n bees wat graan trap, nie mylband nie. Is God nou besorg oor die beeste? Nou, vers 10. Of sê hy dit eintlik ter wille van ons? Ja, ter wille van ons is daar geskryf, wie ploeg moet met verwagting ploeg, en wie oes met die verwagting om daarin te deel. As ons dan vir julle die geestelike saad gesaai het, is dit veel te vra dat ons ook die materiële vir ons van julle mag oes. So dis baie duidelik uit die gedeelte uit, en dis die interessante. Die gedeelte sê, hoor hierso, iemand wat werk, wat besig is om te werk in die evangelie, moet iemand wees wat ook voorsiening kry vanuit daai gedeelte uit. En dan gaan hy verder, vers 13 tot 14. Vers 13 tot 14 in hierdie gedeelte. Luister mooi na daai gedeelte. Weet julle nie dat hulle wat in die tempel werk, uit die tempel eet, en hulle wat die altaar bedien, 'n deel van die offerhande kry nie? So het die Here ook bepaal dat hulle wat die evangelie verkondig, uit die evangelie moet leef. Dis vir my baie interessant. Ek luister baie keer na mense wat deesdae in kommentare, ek met klomp kommentare werk ek deur. So is vir my altyd interessant hoe mense probeer wegkom van hierdie gedagte rondom tiendes. En tiendes is 'n interessante ding. Jy praat oor tiendes en almal voel is nou tyd om te gaan. Iets is nie lekker nou hier nie. En die interessante is, meeste mense sê, die Ou Testament was daar tiendes, maar in die Nuwe Testament is daar geen meer tiendes. En dan myself, wat 'n Bybel lees jy? En ek moet vir jou sê, dis top teoloë, en ouens wat die Grieks behoort te ken, wat by hierdie afleiding kom. Nou ek vra altyd vir myself, is nou 1 Korintiërs 9 vers 13 en 14. Weet julle nie dat hulle wat in die tempel werk, in die tempel eet nie? So wat's die beginsel? Die beginsel is, die mense wat besig is met geestelike dinge, moet daaruit betaal en kry en moet daaruit kan leef. Wat was die stelsel gewees in die Bybel, sodat die priesters en die leviete kon leef? Wat was die stelsel gewees? Tiendes. Tiendes was belangrik gewees. Kom ek lees vir julle 'n paar. Numeri 8 vers 21. En kyk, ek gee aan die kinders van Levi al die tiendes in Israel as erfdeel vir hulle dienswerk wat hulle verrig, die dienswerk van die tent van samekoms. Is interessant genoeg nie, dat hierdie goed nie moeilik is. Die Bybel is duidelik. So hoe is die leviet voorsien? Uit die tempel. Wat het die volk gedoen? Die volk het hulle tiendes na die tempel toe gebring. Nou praat ek nie van die offers nie. Die offers is ook verdeel tussen die priesters en die leviete. Ek praat van hulle tiendes moes hulle gebring het. As jy min of meer gaan kyk wat die Ou Testamentiese mens moes gee, was dit omtrent 20%. OK. Maar die 10% was sodat die leviete kon leef. En dan wat moes die leviete doen? Numeri 18 vers 26, net paar verse later. Jy moet die leviete praat, sê vir hulle, wanneer julle van die Israeliete die tiende ontvang, wat ek vir julle van die kant as julle erfenis gegee het, moet julle daarvan 'n wydingsgeskenk vir die Here aanbied. 'n Tiende van die tiende. So die leviete, wat moes hulle doen? Hulle moes ook 'n tiende gee. Julle wydingsgeskenk sal vir julle gereken word soos die koring van die dorsvloer en soos die volle opbrengs van die parskyp. So moet ook julle 'n wydingsgeskenk vir die Here aanbied uit al julle tiendes wat julle van die Israeliete ontvang. Julle moet daarvan aan die priester Aaron gee as 'n wydingsgeskenk vir die Here. So al die leviete moes hulle tiende gee vir die priesters, die familielyn van Aaron. Die Bybel gaan so dat hy in die Nuwe Testament ook vir ons sê vir die Jerusalem. Baie van die boodskap het uitgaan, die boodskap het uitgaan van Jerusalem, van Pinksterdag af. Het die boodskap van Jerusalem uitgegaan en het uitgaan na die heidene toe. En daarom sê die Bybel vir ons ook dat hulle wat daar uit Jerusalem uit die boodskap uitgebring het na die heidene skuld dit om weer vir die Jode te sorg in Jerusalem. So daar was altyd 'n ding, die persone wat die woord verkondig, hulle moet voorsien word. En dan
sê die volgende, en dis vir my baie interessante gedeelte. Hy sê dan in daai gedeelte in 1 Timoteus 5, kyk gou daarna, 1 Timoteus 5, hy sê die arbeider is sy loon werd. Die arbeider is sy loon werd. Waar kom hy gedeelte vandaan? Lukas 10 vers 7. Hoekom is dit amazing? Hoekom is dit, julle kan nou eers 'n bietjie rus rondom die geld wat julle moet gee. Ons gaan nou terugkom. Ek wil gou vir jou, Lukas 10, nee, is ongelooflik. Die arbeider is sy loon werd, nee? Dit is 'n aanhaling, en jy kan dit neerskryf by daai gedeelte as jy wil. Dis 'n aanhaling van Lukas 10 vers 7. Kom ek lees dit vir julle. Bly in dieselfde huis. Jesus stuur sy apostels uit. Hulle moet rondgaan en hulle moet die woord versprei. Hy sê, bly in dieselfde huis terwyl julle eet en drink wat hulle aanbied. Want die arbeider is sy loon werd. Die arbeider is sy loon werd. Wie wat interessant genoeg is dat baie mense maak asof die evangelies baie laat geskryf is. Dis snack. Kan ek maar dit sê? Dis snack. Hoekom sê ek so? Want dink gou by jouself. Paulus skryf vir Timoteus. Hy sê vir Timoteus, asseblief, jy moet ouderlinge aanstel. Ons kry in Handelinge 12, kry ons Paulus praat met die mense in Efese, waarvoor Paulus nou skryf vir Timoteus, hy werk in Efese. Hy skryf vir die mense in Efese en hy sê vir hulle, hoor hierso, wie is nou hier? Kom, julle kom stuur die ouens, die ouderlinge. So wat beteken Handelinge 20? Handelinge 20 beteken, daar was al reeds in Efese ouderlinge. Wat beteken dit van Timoteus? Die brief van Timoteus. Dit moes geskrywe word voor Handelinge 20. OK. Nou, so ons weet dat 1 Timoteus 'n baie vroeë brief was. Min of meer in die 50's al geskrywe. Die interessante is van 1 Timoteus gaan dan verder. As hy hierdie gedeelte aanhaal, weet ons dat Lukas al klaar geskryf is. So wanneer moes Lukas geskrywe gewees het? In die 40's, op die vroegste. Want hierdie was al reeds versprei tussen die gelowiges. En Lukas was een van die latere evangelies. So die ander evangelies is nog voor dit geskryf. So baie mense se ongelooflike navorsing wat hulle al gedoen het. Die Bybel sê dis baie vroeg. Dit was een van die probleme gewees, was dit nie? Baie mense het gesê, byvoorbeeld Johannes Evangelie is min of meer eers in die vroeë tweede eeu eers geskryf, hier 130, 140. En daar was mense gewees in Duitsland, teoloë, en hulle was deur in Suid-Afrika ook, teoloë wat gesê het, Johannes is 'n baie laat geskrif. Is eers geskryf omtrent in die 2de eeu. En toe, per ongeluk, soos God dit wil hê, toe kry hulle 'n klein stukkie teks in Egipte, wat uit Johannes uit voorkom, en toe hulle dit dateer, toe was dit voor 100 voor Christus. Alreeds versprei in die koptiese gedeeltes van die kerk. So dis ongelooflik, die Bybel was vroeg geskrywe, en hierdie gedeelte wat 'n aanhaling is van hierdie gedeelte in Lukas sê vir ons, dat Lukas is al reeds daar, Lukas word al reeds gesirkuleer. Wat 'n ongelooflike, as hy daai gedeelte vir ons ook so aanhaal. So dis, Paulus sê vir ons, die Nuwe en die Ou Testament is belangrik dat daar onderhoude sal wees. Hierdie gedeelte. Wat 'n gedeelte? Dat die persoon wat uit die tempel uit werk, die persoon wat die woord van God verkondig, daaruit sal voortlewe. Baie van die Ou Testamentiese gedeeltes is vervul. Hoe weet ons dit? Nuwe Testament sê dit. Nuwe Testament wys ons. Nergens in die Nuwe Testament word die 10de opgehef nie. Om die waarheid te sê, Jesus bevestig dit, as hy sê, rondom die kruisement en goeders wat julle vra vir die fariseërs, hy sê, julle gee tot julle kruisement en goeders, hy sê, maar julle kom die belangrikste nie na nie, en hy sê, doen die belangrikste, maar, gee ook julle, tiendes, en dan gaan dit verder in die gedeeltes in die Nuwe Testament, dat dieselfde stelsel wat gegeld het vir die leviete en die priesters, dieselfde geld ook vir die persone wat die woord van God bedien. Wees maar interessant, dat die hele gedagte van tiende, is ook voor dit al. Voor die wet van Moses, is die tiende al gedoen. Weet jy dit? Weet jy dat voor die wet, die tiendes al klaar gegee is? Kom ons lees gou saam dan. Kyk saam met my na Hebreërs. Hebreërs 7. Hebreërs 7 vers 1.
Hebreërs 7 vers 1. So baie mense sê vir jou, ja, maar dit is 'n Moses se wet. Ja, weer is 'n Moses se wet, maar God bevestig dit, Christus bevestig het, Nuwe Testament bevestig het, en nog verder, dit was voor daai tyd al reeds gewees. Hebreërs 7 vers 1, hierdie Melchisedek, die koning van Salem, 'n priester van die Allerhoogste, het Abraham tegemoet gegaan, toe hy op pad terug was, nadat hy die konings verslaan het, en hom geseën. Aan hom het Abraham 'n 10de deel van alles gegee. In die eerste plek was hy, as die naam vertaal word, koning van geregtigheid, maar daar benewens was hy ook die koning van Salem, dit is die koning van vrede. Nou vers 5, die nakomelinge van Levi, wat die priesterskap ontvang, het 'n gebod dat hulle volgens wet 10des moet ontvang van die volk, naamlik hulle broers. Alhoewel die afstammelinge van Abraham is, maar Melchisedek wat nie van hulle afstam nie, het 10des van Abraham ontvang en hierdie draer van die beloftes geseën. So dis al reeds voor die tyd. Het Melchisedek dit ontvang. Het God dit so bepaal dat daar 'n versoening vir Melchisedek moet wees. Nou, waarom vra die Bybel dit van jou? En waarom moet ek dit vanmôre preek? Al sweet ek terwyl ek dit preek. Waarom? Waarom is dit so belangrik dat dit in die Bybel staan en dat die persoon wat die woord van God verkondig, dat hy moet opstaan en homself voor die gemeente sê, dit is wat God sê. Hoekom moet hy dit wees? Want daar is seën vir jou daarin. Daar is seën vir jou daarin. Filippense 4 vers 17. Dit is nie dat ek van julle bydra verlang nie. Belangrik. Verlang nie jou bydra nie. Ek verlang eerder dat die opbrengs op julle belegging toenemend sal groei. Ek is ten volle vergoed en het meer as genoeg. Kan ek dit nie vanmôre getuig nie? Ek is ten volle vergoed. Ek het meer as genoeg. Ek is ten volle versorg. Nou dat ek van Epafroditus ontvang het wat van julle afkom, 'n geurende offer, 'n aanneemlike offer wat God behaag. En my God sal ruimskoots in al julle behoeftes voorsien, in ooreenstemming met sy heerlike rykdom in Christus Jesus. So wat sê die Bybel vir jou? Hoekom gee jy jou 10de? Sodat die Here vir jou kan wys, jy is afhanklik van hom. Ek dink baie keer aan myself, mense wat vir my sê, ja, ek weet al nie of ek 'n 10de kan bekostig nie. Ek sê vir jou, jy kan dit nie bekostig. Daar's nie 'n manier jy kan dit nie bekostig. Daar's 'n groot probleem as jy dit nie kan doen nie. Om die waarheid te sê, het jy al ooit daaroor gedink? Die Bybel sê vir ons, hoeveel van dit wat jy het, en dit was die vroeë kerkvaders gepreek het. Die vroeë kerkvaders het gesê, niks behoort aan jou nie. Interessant. Hoekom het hulle dit gesê wat die Bybel sê? Okay. Niks behoort aan jou nie. So is die Here gesê, weet wat? Ek sal graag 90% van jou wil hê, elke maand. As die Here bereid was om dit te gee vir hom? As die Here vanmôre sê, dis my geld, ek soek 90%. Sê vir hom gee. Jy beter. Okay? Maar het hy dit gevra? Nee, hy vra dit nie. Verdien hy 90%? Verdien hy 99%? Verdien hy 100%? Ja, hy verdien dit. So dis nie die probleem nie. Die probleem is nie, eintlik wat God doen is hy sê, gee my 10de. Is dit baie? Nee, is nie baie nie. Is baie as jy nie gee nie. Dan het jy 'n massiewe probleem. Mense se grootste probleem is, hulle besef nie die voordeel wat daarin is om te gee nie. Wat is die voordeel daarin? Die eerste is, die Bybel sê, ek sal vir jou sorg. Ek sal vir jou sorg. Beteken dit dat jy gaan rondry met 'n Lamborghini Countach? Beteken dit jy gaan hierdie smart goeders hê en hierdie groot huis hê? Nee, dis anyway nie wat ek soek nie. En jy geweet ek kan nie my Lamborghini in my kus pak nie. Jy sal moet vir my 'n kleintjie gee. As dit die seën is, soek ek dit nie. Want ek kyk na die wêreld en ek besef, dis 'n vloek, is dit nie? Wat soek ek van die Here? Geestelike groei in my lewe. En hoekom gaan dit help in my geestelike groei? Want ek gaan nou moet beginne vertrou. Ek gaan nou moet vertrou. Ek gaan nou moet vertrou in alles in my lewe.
As ek gee ek vir die Here, nie vir 'n mens nie. So dis die eerste. As jy dit gee vir 'n mens, het jy groot probleme. Daarom wil ek nooit in my lewe iemand hê wat in die bankies afgaan met so 'n sakkie. En dan sê hy, hoekom wil jy dit hê? Dit beteken, ek dreig vir jou. Die Bybel sê, as jy offers bring jy dit met 'n blye hart. Jy betaal dit in die rekening van die kerk. Niemand hoef te weet nie. God weet. Ek hoef nie te weet nie. Dink jy ek stel belang aan hoeveel jy verdien? Nee. Maar God weet. En God sê, gee dit vir my. En nou, niemand moet dit dreig by jou nie. As jy dit nie uit 'n blye hart kan gee, jy moet dit nie gee nie, asseblief. Dink jy die Here is afhanklik van jou geldjies? Jy het so 'n vet salaris. Jy het 10.000 wat jy vir die Here kan gee elke maand. Dit is 'n klomp geld. Die Here sê, ek het beeste op 1000 heuwels. Myne. As ek die predikant wil onderhou sonder 'n sent van 'n gemeente, sal ek dit doen. My lewe het die Here dit al gedoen. My werk al verloor meer as 1 keer. En die Here het vir my en my familie gesorg. Hoekom? Want hy kan. Hy het niemand nodig. Hy sê niemand se skuld vanmôre nie. Hy sê nie, wow, is dit nie wonderlik dat jy jou gedeelte gebring het? Ek is so bly. So opgewonde oor jou deel. Ek sou dit nie kon maak sonder jou deel nie. Is dit nie God wat ons aanbid? Maar dis wat ons dink. En so baie keer in die kerk doen ons dit. Kosie is 'n ryk ou. En elke keer as hy iets doen en hy kyk vir jou skeel aan en sê, Kosie gaan op jou geld gee. Ek is nie afhanklik van Kosie nie. Ek is afhanklik van die lewende God. Daarom preek ek die woord. En as jy kwaad raak vir die woord, dan gaan jy. Maar ek gaan nie verander rondom die woord van God nie. Want van die mens is ek nie afhanklik nie, maar van die lewende God. En jy is afhanklik van die lewende God. Soos ek vanmôre vir jou sê, dis wat jy moet doen. Is dit nie omdat ek dit soek nie? Ek het meer as genoeg. My beker loop oor. Doen dit omdat ek dit doen vir jou, om te sê, dit is wat die Here van jou vra, en jy gaan eendag nie wegkom rondom dit nie. Ek wil hê jy moet saam met Maleagi, en meeste van julle ken 'n klomp gedeeltes uit Maleagi rondom dit. Ek wil nie 'n spesifieke gedeelte lees. Maleagi 1. Maleagi is die Ou Testament, né? Heel laaste in die Ou Testament, Maleagi 1. Elke keer as ek hierdie gedeelte lees, wil ek huil. Dit is my so ongelooflik dat God moet praat deur Maleagi met hierdie volk wat hy alles voorgegee het. Wat het God alles vir die volk gee? Hy lei hulle uit Egipte, uit slawerny uit. Hy bevry hulle, hy stap voor hulle, hy versorg hulle, hy voed hulle. Hy gee hulle beloofde land. En hulle is net die hele tyd besig om teen hom te draai en alles. Kyk wat sê hy vir hulle, Maleagi 1 vers 6. 'n seun respekteer 'n vader en 'n dienaar sy heer. As ek dan 'n vader is, waar is die respek wat my toekom? As ek 'n opperheer is, waar is die ontzag vir my? Die Here heerser oor alle magte sê, die geld van julle priesters wat my naam minag, maar julle vra, hoe minag ons die naam? Julle bied besoedelde voedsel aan op my altaar, en dan vra julle nog, hoe het ons hier verwerk? Omdat julle dink dat die tafel van die Here maar geminag kan word. Nou kyk wat het hulle gebring vir die Here. As julle 'n blinde dier as offer aanbied, is dit mos nie verkeerd nie. En as julle 'n mank of siek dier aanbied, is dit mos nie verkeerd nie. Ek gaan nou vir julle verder lees. Ek wil hê jy moet die beeld kry. En is humoristies, maar ek wil hê jy moet die beeld skryf. Dink by jouself, jy is die dag by Israel, by Jerusalem, die offers word gebring. En hier kom die mense aan, en die skape. Jy vra, wat gaan aan met die skape? Hulle is blind. Hulle is blind, party van hulle.
Hulle is mank. Dis hoe hulle aankom. Jy sien hulle aankom. Dis die slegste diere. Daar's van hulle wat gewond is. Van hulle se oë drup van die verskriklike siektes op hulle. Hulle het al hierdie goeders gebring, want hulle bring dit vir die koning van alle konings. Julle doen dit nooit nie. Is dit nie? Dank die Here. Kyk verder na hierdie. Hy sê, bied so iets vir julle streeksgouverneur aan. Sal hy jou aanvaar? Sal hy goedgesind wees teenoor jou? Vra die Here, heerser oor alle magte. Sou julle God dan nou gunstig stem, dat hy ons genadig kan wees, terwyl julle so iets doen? Sal hy deur jou toedoen goedgesind wees? Die Here, heerser oor alle magte, het dit gesê. Was daar maar iemand onder julle wat die tempeldeure kon toesluit, sodat julle nie die vuur op my altaar verniet, aan die brand steek nie? Ek is julle nie goedgesind nie, sê die Here, heerser oor alle magte. 'n Offer uit julle hand is nie vir my aanvaarbaar nie. Immers van waar die son opkom, tot waar hy ondergaan, is my naam groot onder die nasies, en op elke plek word daar reukwerk en 'n reinoffer aangebied vir my naam, want my naam is groot onder die nasies, sê die Here, heerser oor alle magte. Maar julle ontheilig my naam, aangesien julle dink die tafel van die Here is besoedel, en oor dit gebied, dink julle, oor wat dit bied, dink julle, sy voedsel kan maar geminag word. Die teksgedeelte, jy kan lees van Maleagi gaan lees, waar hy vir hulle beloof ook, gee vir my, sal ek nie die vensters van die hemel vir jou oopmaak nie. Ons verstaan waaroor dit gaan, ons verstaan, Here, ek het dit nodig, ek het die geestelike seën nodig in my lewe, ek wil geestelik groei, ek wil eendag voor die Here kan staan, en die Here sê vir my, goed gedaan, diensknegt. Daar was 'n man met die naam van Judas. Hy kon somme maak. Hy sou ouditeur vandag wees. Judas. Hy het nie van gehad nie, maar hy was Iskariot. Die prys was van die begin af, het dit geryk vir hom, dit raak net al hoe moeiliker en moeiliker, en die prys raak hoër en hoër en hoër. En dan kom haar vrou in. Sy was deur hel en haar lewe. Die Bybel sê vir ons, hy het 7 duiwels in haar gehad, wat die Here uitgedryf het. Maria Magdalena. Almal sit aan die tafel. Belangrike mense. Judas is ook daar. Maria Magdalena kom ingestap. Die hele dorp ken haar. Die verhaal van Maria Magdalena is 'n verhaal wat vroeg in die evangelies moes plaasgevind het. Ons kan dit sien uit die res van wat plaasvind in Lazarus en alles rondom dit, dat dit baie vroeg was, dat sy tot bekering gekom het, dat hierdie verhaal baie vroeg afgespeel het. Die rede hoekom hy laat in die evangelies geplaas word is juis omdat Jesus wil vir die mense sê wat die prys is, wat hulle bereid is om te betaal, dat hy bereid is, hierdie vrou bereid is om hom te salf. Sy kom ingestap, sy salf hom, en sy salf hom met 'n salf, wat 300 denarieë werd is, 75 silwerstukke. 75 silwerstukke is dit werd, is 'n jaar se salaris. En sy kom en sy huil op sy voete, sy is dankbaar, sy vat haar hare, sy maak sy voete skoon, waar hy geloop het, deur die stofstrate. Hy is dit werd vir haar. Sy was in die gutter. Sy weet wat dit beteken, om die slegste in die wêreld te ervaar. Sy was daar. Sy het in die strate gestap elke dag. Sy het geweet die mense ken haar. Een het anders daarna gekyk. Sy doen hierdie. Dit wat sy hier doen sy voor die kruisiging. Voor die kruisiging. Ons staan aan die ander kant van die kruisiging.
Kan jy verstaan hoe die dankbaarheid behoort te wees aan ons, wat aan die ander kant die kruisiging staan, as 'n vrou aan hierdie kant van die kruisiging, wat verlos is deur Jesus Christus. Bring 75 silwerstukke, en luister na die ouditeur, luister na die ouditere, ek is lief vir julle, na hierdie persoon wat die boeke ken, hy ken die boeke, luister na hom, Johannes 12 vers 4 tot 5, toe sê een van sy disippels, Judas Iskariot, die seun van Simon, wat hom sou verraai, vir die hele tyd word hy aangetoon met hierdie titels. As ons oor hierdie man praat, word hy gekenmerk as die een wat hom sou verraai. Luister na hom. Waarom is hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie? Hy het klaar die som gemaak. Hierdie is 'n jaar se salaris. Dis oor sy voete uitgegooi. En Judas gaan en hy verkoop vir Jesus vir 30 silwerstukke. 30. Wat is 30 silwerstukke? Eksodus 21 vers 32 sê, as dit 'n slaaf of 'n slaafin is, wat deur 'n bees gedood is, moet daar 30 silwerstukke vir hulle eienaar gegee word, en die bees moet gestenig word. Wat is die waarde van 'n slaaf? 30 stukke silwer. Sagaria profeteer daaroor. Voor dit plaasvind, profeteer Sagaria daaroor in Sagaria 11 vers 12. Hy sê die volgende, ek het toe vir hulle gesê, as julle dit goed vind, gee dan my loon, maar indien nie, laat dit daar. Hulle het my loon afgeweeg, 30 sikkels silwer. Wie wat is die grootste probleem? Die grootste probleem in die kerk van die Here Jesus Christus is dat ons nie die waarde besef van die een wat vir ons aan die kruis gesterf het op die Vrydag nie. Ons kibbel oor die belaglikste goed wat in sy woord is, want ons wil dit nie doen nie, want die prys is te hoog. As Jesus na die mense kyk, dan sê hy, bereken die prys voor jy my volg. Bereken die prys voor jy my volg. Wat 'n persoon sal teen 20.000 optrek as hy net 10.000 soldaat het? Wie sal begin om te bou en hy het nie die geld om klaar te maak, dat mense na hom kyk en sê hy kon nie klaar maak nie? Bereken die prys voor die tyd. Is Jesus Christus vir jou alles werd in jou lewe? Kyk jy na die kruis vanmôre op die Vrydagoggend. Kyk jy na dit en sê, Here Jesus, my hele lewe. Of is jy soos Judas besig om sommetjies te maak? Die wonderlikste gedagte kan kom by 'n kind van die Here wat uit vreugde uit kan sê, o Here, U behoort alles te kry. Here, ek gee my hele lewe, ek leef U. Daarom sê hy, neem jou kruis op en volg my, sterf in jouself. Sterwe vir wat jou belangrik is en volg my, doen wat ek vir jou vra. Kan jy sien hoekom hierdie diens vanmôre vir jou belangrik is? Want die woord van God is vir ons van kardinale belang. Daar's niks wat vir my 'n hoër prys in my lewe gee as die woord van God nie. Daar moet niks in jou lewe hoër prys wees as om die woord van God te hoor nie. As Johan Lou sterf en hy is nie meer daar nie, soek 'n man van God wat die woord van God vir jou leer. Want is meer werd as enigiets anders in die lewe. Ek voel ek moet baie keer net huil.
As ek dink hoe belangrik seker goed vir ons is. Waar spandeer ons geld? As daar 'n toetskaartjie is en ek kan 'n toetskaartjie kry en dit kos my R1000 en ek moet ry en ek moet in die nag ry, sal ek dit doen. Want 'n toetskaartjie, 'n simfonieorkes, wat ook al vir jou belangrik is, jy sal enigiets doen om dit te doen. Op Sondagmôre word die woord van God verkondig. Doen jy alles in jou vermoë om te sê, Here, ek gaan dit nie mis vir enigiets nie, want daar's niks vir my belangriker as om die woord van God te hoor. Amen. Ons buig ons hoofde. Here, voor ons die nagmaal bedien word, wil ons vir U loof en prys vir wat U doen in ons lewens. Here, as ek na Maleagi kyk, dan kan ek dink, wat het die mens gedink wie hy is? En ek kyk na my eie lewe. Here, hoeveel kere ag ek U nie hoog genoeg nie. Hoeveel kere maak ons kompromieë? Hoeveel kere is ons bang wat die familie of vriende sal sê? Terwyl die lewende God saam met my wandel. Ek wil bid vir elke persoon hier vanmôre, as ons ook saam die nagmaal gebruik, dat ons alweer terugkom by die plek waar ons sal sê, Here, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Ek ag niks hoër as U nie, om U te verheerlik, is vir al waaroor my lewe wil gaan. Ons bid dit in U naam. Amen. Ons gaan 'n gedeelte saam lees, as ons die nagmaal bedien. As jy nog nooit saam met ons nagmaal bedien het nie, ons deel eers die brood uit, ek gaan dit daarvoor, gaan ek dit breek. Ek wil hê U as die hoof van die familie, as jy as vrou alleen hier is, kom jy in verantwoordelikheid dit doen. Die hoof van die familie, kom haal brood, jy deel dit vir jou gesin, daardeur sê jy, ek vat ook verantwoordelikheid. Dis maar wat in die Pasga ook gebeur het, die paas het gedeel met die hele familie, daarom is die nagmaal dieselfde. As jy vir my sê, hoekom kan kinders nagmaal gebruik? Dan wil ek jou vra, hoekom kom kinders Pasga gebruik? Okay, dit was altyd 'n familieding gewees. Dit was altyd die familie by mekaar, dit was die vader wat dit gedeel het, al verstaan hulle dit ten volle nie, verstaan jy dit ten volle? Is daar enigiemand wat ten volle vanmôre die nagmaal verstaan? Jy sal nooit ophou huil nie. Die wonderlike is, die Here breek vir ons dit oop. Elke keer as ek nagmaal gebruik, is dit die Heilige Gees wat dit oopbreek vir my. Wonderlik. So, as jy 'n kind van die Here is vanmôre, is jy welkom om die nagmaal te gebruik. As jy nie is nie, moet dit nie gebruik nie. As jy wil volhard in jou sonde, en jy wil lewe in jou sonde, en jy het vanmôre 'n sonde in jou lewe wat jy nie wil bely nie, en jy wil nie laat staan nie, moenie die nagmaal gebruik nie. Ek hoop ek verstaan, julle verstaan my baie mooi. Ek soek nie mense wat speel met die nagmaal. As jy dalk vir die eerste keer kom, ek het die hele tyd hierdie beeld in my, met ou kalfyn wat die tug toepas, en mense kom wat die tug toegepas het, hulle hou aan met hulle sonde, en dan wil hulle die Sondag die nagmaal gebruik, en kalfyn wat voor die tafel staan en sê, oor my dooie liggaam sal julle nie die nagmaal gebruik. Die nagmaal is ernstig, want die nagmaal vertel vir ons van Jesus Christus, wat sy lewe vir my gegee. Hy het alles vir my gegee. Is nie amazing? Hy het alles vir my kom gee. So as jy die nagmaal so wil gebruik, baie welkom. Ek gaan daar voor dan staan, ek gaan die brood breek, paas vorentoe kom, ek sal sê eers, kom ons maak hierdie groep 1, groep 2, groep 1 sal vorentoe kom, mans, as jy vrou alleen hier is, 100%, kom haal, ek breek vir jou, jy vat dit na jou kant toe, en die oomblik as ek dit instel, dan gebruik jy dit saam, asseblief tog, dieselfde met die beker, ons sal dan die beker uitdeel, en ons sal die beker dan
ook instel. Jy is baie welkom om dit saam met ons te gebruik. Het is interessant genoeg, die gedeelte wat ek nou gaan lees in 1 Korintiërs 11, is ook aangehaal direk uit Lukas. Ongelooflike mooi gedeelte wat vir ons vertel waaroor die nagmaal gaan. Ons gaan saam net, ek wil hê ons moet stil raak voor die Here, voordat ek vir die nagmaal vir u verduidelik. Kom ons raak stil voor die Here. Miskien is hier iemand wat met hulle sonde bely. Miskien is hier iemand wat sê, Here, hierdie sonde in my lewe, ek laat dit toe. Vergewe my. Maak dit reg met die Here, want dan is jy welkom om die nagmaal te gebruik. Ek kan nie vooruit vir jou stop en vir jou sê, ek oordeel, tensy ek die tig op jou toegepas het, dan kan jy dit nie gebruik. Maar verder weet ek nie. As jy dit reg maak in hierdie oomblik voor die Here, dan is jy welkom om dit saam met ons te gebruik. So kom ons buig ons hoofde en jy maak reg voor die Here in hierdie oomblik.